by ons eie gemeente, hier by die broers en die susters, hier in Gesina. Ons gebed is dat die Here se seën baie kosbaar vir u gaan wees vanmôre. Ek nooi u op te ontspan, om te rus in die teenwoordigheid van die Here. Het u gekom om te rus? Ervaar u die vrede? Is dit nie wonderlik as die Here sê, ek het beloof, as jy wil rus, is hierdie die plek. Ek het beloof, as jy dors het, as jy honger het, is hierdie die plek. Ek ervaar dit en ek beleef dit en ek glo dat elkeen wat hulle harte vanmôre oopstel, versterk in gees, siel en liggaam hier gaan uitbeweeg. Sien nie uit om beter uit te stap as wat jy ingestap het. Dit is ons onmoontlik om in die teenwoordigheid van die Here te wees en nie te verander. Dit is onmoontlik. Ek is so bly, ons is nie alleen, ek is bly. U is saam met ons. As u lanklaas by ons was, of die eerste keer hier is, moet nie vreemd voel nie. Wees welkom. Ek sê vir Marie, ek het nie 'n woord vir u vanoggend nie. Toe sê sy, toe maar, dan gaan die woord deur die sanddiens kom. So ek het nie 'n woord nie. Ek bring die sanddiens na u was my woord vanoggend en ek bid dat u hart sal oopmaak. Die tema van ons sanddiens, u gaan sien, is Here, hier is ek. Maak my 'n instrument. Vanoggend bid ek, maak my 'n instrument in u hand. Here, maak ons 'n sinfonie. Dis heerlik om te sing as net Marie speel. Maar dit is nog lekkerder as pastoor Johan saam speel. En as Tyler kom kuier, dan is dit nog lekkerder. En as ons klompes wat sing, dan is ons 'n sinfonie. Here, maak ons 'n sinfonie tot u eer. En dan, Here, gebruik ons. Oh Lord, use us. En hoe gebruik hy ons? Hy werk deur die hande. Hy werk deur ons tot ander. My gebed is dat die Here u gaan gebruik en dat ons vandag mekaar sal bedien, mekaar sal geniet. Kom ons sit net so, sal u saam met my net vir die Here sê, hier is ek. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend so saam kan wees. Baie dankie vir die Heilige Gees hier in ons midde. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. Dankie dat ons in die huis van die Here mag wees tot in lente vandag en dat u ons versadig in die huis. Kom doen die werk vanmôre soos u alleen kan. In die naam van Jesus vra ek dit. In die naam van Jesus. Kom ons staan en ons geniet die lied wat sê, maak nie saak wat ons te wonder is nie, maak nie saak hoe feilbaar ons is nie, ons is groot en best, die perfect wat vir ons van child of God. Greatly blessed and highly blessed.
glo dat hy deur u hande kan werk. Sit nie 'n voorreg nie. Sit nie wonderlik om te weet dat ek en u 'n verskil kan maak nie. Imperfect, but forgiven. Useful, purposeful, child of God. Ek gaan nie mooi, as jy 'n behoefte het, as jy siek is, as jy 'n krisis het, wil jy die Here vertrou en net uitkom en ons gaan heilige hande oorneem. Dit gaan nie oor ons hande nie, maar dit gaan oor hy wat deur ons hande werk. Ek vertrou God vir 'n wonderwerk vanmôre. As jy die Here nodig het, kom sit jy voor, staan jy voor, kom ons bedien mekaar. As jy iemand op die hart het, en jy wil net nou 'n broer of 'n suster te loop, en net 'n hand op 'n skouer plaas, dis nou die geleentheid. Dankie Here. This is holy ground. We stand here on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground.
en verkracht en ontweert, Heere, gaan ons
dra. So dit ons het hy op grapie gemaak. As nie vir sy grapies. Het hy dit gedoen. En dis alles nou stil. Maar ons het mooie herinnering waaraan ons vashou in die tyd. Lekker onbegerk, om maar dit vergeet te sien. Net so lang, so goed bevriend. En dit was vir baie lang, elke Sondag maar saam gekry. En so verander die dinge in die lewe maar sommer nie. Maar die Here verander nie. Hy bly dieselfde gister, vandag, tot in ewigheid. Ek wil nie wil jy saam met my nie. Hand opsteek. Ek wil ons verloeis en kinders van opdraag in hierdie oggend. En al wat ons kan vra nou weer, is dat U met U goddelike vertroosting by hulle sal wees. Here, dat U ewige arms onder hulle sal insien. Here, hulle bewaar, 'n rots en 'n steunpilaar in die huis verloor het. Wil ons nou kom bid en vra, Here, dat U werklik net hierdie gesin sal omarm in U teenwoordigheid met U kosbare liefde. Here, dat U hulle sal vashou en dat U hulle sal dra in hierdie tyd. Here, wanneer die oomblikke van verlange kom, wanneer die oomblikke van lus kom, dat U daar sal wees. Ons bid vir die gemeente saam met hulle. Here, in die gemeente is daar 'n groot leemte gelos. Na amper 60 jaar se werk hier, bid ons vanmôre dat U ons as gemeente ook net sal kom vashou, dat U hand oor ons sal wees en U arm onder ons sal wees en U ons sal versterk en sal dra in U kosbare naam. Amen. Amen. Net voordat ons aan die woord van die Here toe gaan, weet nie of daar iemand is wat ietsie met ons wil deel, dalk 'n woord of 'n gedagte wat Here op die hart gelê, dan wil ek U geleentheid gee om dit te doen. Anders kan U so lank blaai na Jesaja, die 6de hoofstuk. Ons gaan saam lees daar, maar ek wil eers geleentheid gee as daar dalk iemand is wat iets met ons wil deel. Goed, dit lyk nie so en ek wil 'n gedagte met U deel, wat ek eintlik nie baie maklik vind om in woorde om te sit en te deel nie. Maar ek het dit vertrou op die Heilige Gees om dit te versterk en my te help in dit. En die tema van dit wat ek met U wil deel vandag, het ek net genoem, laat U naam geheilig word. En ek dink in dit is daar 'n paar gedagtes en 'n paar vrae wat ons onsself kan vra en wat ons dalk vir onsself of vanmôre in die woord van die Here probeer antwoorde kry. Wanneer ons, soos die Here ons leer in die Matteus 6 vers 9 die Onse Vader gebed, die woorde bid en sê, laat U naam geheilig word. Dan is daar die eerste vraag by my, is dit net 'n gebed wat ons bid? Is dit woorde wat net oor ons lippe kom, omdat die Here ons geleer het om dit te bid? Of is daar meer in die woorde van laat U naam geheilig word? En ek wil vanmôre vir U sê, daar soveel meer in daardie woorde, laat U naam geheilig word. Dis die woorde wat net oor my en jou lippe kom, wanneer ons in gebed gaan, of wanneer ons voel, ons kom saam en ons ervaar die heilige teenwoordigheid van die Here, soos ons dit môre hier ervaar. Ek wil vir U sê, wanneer ons daardie woorde bid, wanneer dit oor ons lippe kom, gaan dit ook oor 'n leefwyse. Dit raak ons in diepte so, dat dit oor 'n leefwyse gaan. Wanneer ek en jy optree, buitekant die kerk, op ander plekke, waar ons beweeg, wat ons doen en ons lewe, is in daardie oomblikke, is ook oomblikke van laat U naam geheilig word. En lees saam met my sommer net
hier in Jesaja 6, een van die kosbaarste gedeeltes in die woord van die Here. In die oomblikke toe Jesaja net so in 'n visioen, so 'n tydjie en 'n kykie kry in die heilige teenwoordigheid van God. Kom ons lees vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somer die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die heerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die heerskare gesien. Maar een van die serafs het na my gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Net tot sover, en dan wil ek sommer net weer die gedeelte in Matteus 6 vers 9 weer quoteer. Laat u naam geheilig word. Verlede Sondag het ons gesels onder die opskrif Onse Vader wat in die hemel is. En ek wil so 'n bietjie verder gaan dan vandag. Dit is vir my opmerklik wanneer ek na die gebed kyk wat die Here ons leer daar in Matteus 6. Dat in die eerste gedeelte van die gebed fokus Jesus op God as oppergesag en die enigste waaragtige God. Gaan lees maar gerus weer die Onse Vader gebed as u dit nie uit die kop uit kan quoteer nie. Gaan lees dit gerus en u sal agterkom hoe daar gefokus word op God as oppergesag en die enigste waaragtige God. En as ek dit so deurlees en ek sien wat die Here Jesus daar vir ons leer, waarop hy fokus, dan kom ek agter. Daar's 'n paar dinge wat in my en jou lewe moet gebeur voordat ons werklik kan aanspraak maak op die res van die gebed wat handel oor die voorsiening van God. Die tweede gedeelte van die gebed gaan oor die mens, oor sy daaglikse behoeftes. Dit gaan oor vergifnis, oor beskerming en verlossing. En dit wat die Here vir ons doen elke dag in ons lewens. Maar om by daardie gedeelte uit te kom, moet ek en u erkenning gee aan die eerste gedeelte van die gebed. Want die eerste gedeelte sê, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. En dit klink miskien sterk vanmôre en dit kom dalk 'n bietjie hardoor na ons toe, maar ek wil vir u sê, ons moet eers hierdie dinge wat die Here ons leer, in ons lewens kry en in ons lewens toepas, voordat ons kan kom vra, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want ek wil vir u sê, as die naam van die Here nie geheilig word in ons lewens, in ons bymekaar kom, in die kerk, in die gemeente, in ons gebede nie, dan mis ons die punt van God se voorsiening in ons lewens, en is dit nodig dat ons daarna kyk en dat ons vra na dit. Alhoewel die eerste gedeelte handel oor God as Vader en dit wat hy doen
raak dit ons as mens en moet hy ons diepste hartverlange wees. Ons eerste verlange moet wees om te sê, Vader wat in die hemel is. Ons moet hom kan erken as ons Vader in die hemel, en ons het verlede Sondag heel wat daaroor gesels. Dan moet ons 'n verlange hê dat daar dieselfde heiligheid waarmee hy funksioneer in die hemel ook deel word van ons lewens hier op aarde. En jy mag miskien daar sit en nou sê, maar dis nie so maklik nie. Dis dalk baie moeilik. Dan wil ek vir u sê, dit is nie so moeilik nie. Dis eintlik maklik. Want God het in sy heiligheid dit vir ons moontlik gemaak om te kan sê, laat u naam geheilig word, en nie net in lippetaal nie, maar dat dit 'n spreek van ons lewe sal wees en in ons getuienis sal voorkom. Ek wil ook vanmôre sê, as kinders van die Here, mag ons enige tyd in gebed na hom toe gaan. Met 'n groot maar. Ons moet ons gedra soos kinders van die Here. Ons moet optree soos kinders van die Here. Ons moet getuienis wees soos kinders van die Here. Wanneer die kind hom nie gedra soos hy in die huis opgevoed word, dan terug. Want hy verwag, hy moet hom gedra soos hy in die huis opgevoed word. So verwag God dat ons as kinders ons sal gedra wanneer ons na hom toe kom en hom aanspreek as sy Vader, as ons Vader. Sy naam word nie net geheilig in gebed of in bewustheid van met wie ons praat nie, maar ook in ons hele lewe en optrede, en ons het dit nou vir mekaar gesê. Die grondliggende betekenis van heiligheid is afsondering, om op sy gesit te word, weg van alle ander dinge wat nie dieselfde is nie. En in die Ou Testament lees ons dit, dat die priesters was geheilig. Hulle was afgesonder van alle ander Israeliete, sodat hulle 'n baie spesifieke diens in die tempel kon lewer. En daarom is hulle eintlik so 'n bietjie eenkant gesit, so 'n bietjie afgesonder van die ander, sodat hulle in heiligheid daardie diens kon lewer. In die lewe waarin ek en u vandag is, my broer en suster, word ons ook eintlik afgesonder van die verkeerde van die lewe, sodat ons vir God kan lewe en 'n getuienis van verandering kan uitleef. Jerusalem is die heilige stad, en Jerusalem is afgesonder van al die ander stede, omdat dit die stad is waaruit God gaan funksioneer uiteindelik. En ons roeping om heilig te wees beteken ons is afgesonder van alle ander ongelowiges en verkeerde werke en verkeerde dinge in hierdie lewe. En Paulus beskryf dit vir ons in 2 Korintiërs 6 vers 14 in hierdie pragtige woorde. Ek wil vir u dit lees, 2 Korintiërs 6 van vers 14 tot 18. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het.
ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. Ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Paulus praat met ons hier in die woorde van Jesus self en spoor ons aan om onsself op daardie plek te kry waar ons afgesonder word van die verkeerde van hierdie lewe. En nou moet ek en u dit baie mooi verstaan. Ons word nie onttrek in die samelewing sodat ons iewers in die veld of op 'n berg kan gaan wegkruip en dan wag op die koms van Jesus nie. Ek en jy het steeds 'n werk in hierdie lewe. God wil hierdie hande gebruik en deur dit werk. Hy wil jou voete gebruik en deur dit werk. Hy wil jou mond gebruik en deur dit werk. Maar hy moet dit afsonder. Hy moet dit heilig, sodat hy deur jou kan werk, want God werk in heiligheid. En ons gaan nou so 'n bietjie weer daarna kyk, wanneer Paulus ons aanspoor om so 'n bietjie afgesonder te wees, wil hy ons aanspoor om weg te kom van die verkeerde af, om nie saam met hulle wat God nie erken en nie kan erken dat hy die ewige Vader is nie, saam met hulle aan die verkeerde kant te wees en die verkeerde dinge te doen nie. Hy wil ons wegkry van dit af, sodat ons lewe kan sê, laat u naam geheilig word, en hy daardeur dit kan doen. En ek het net so 2 onderafdelings wat ek vinnig met u wil behandel. Die eerste een is heiligheid onderskei. Heiligheid is dit wat God onderskei van alle ander. Verskoning. Heiligheid is God se goddelike verhewenheid bo alles in die wêreld en bo alle ander. Dit is wat van hom God maak. Hy woon in heiligheid. En die profeet Jesaja het vir ons so 'n kykie van daardie woning in heiligheid kom gee in die visioen wat ons gelees het. En as ons vinnig net weer terugkyk daarna, dan sien ons toe Jesaja daardie kykie in sy visioen in die troonkamer van God ingekyk het. Toe sien hy die troon van heerlikheid en hy sien God op 'n hoë en verhewe troon sit. Daardie troon van heerlikheid voor wie elke mens behoort te buig. En dis ook die troon van heerskappy waar elke mens behoort te onderwerp. En ek wil vir u sê, as ons nie op daardie plek is waar ons kan buig voor die troon van God nie, waar ons nie kan onderwerp aan die heerlikheid en die heerskappy van God nie, dan het ons nog baie om te doen in hierdie lewe om op die regte plek te kom, om werklik uit die hand van die Here te kan ontvang. Jesaja kyk en hy sien die troonkamer en hy noem dit die tempel van God. En dis volgemaak met God se somer. Dit verwys na die kerk op aarde, wat vol is van die manifestasies van die heerlikheid van God. En ek wil vir u sê, ons het vanmôre 'n klein deeltjie van die soem van God ervaar, wat die huis van God volmaak, net in ons lofsang en ons aanbidding. Ek en u kan uitroep, laat u naam verheerlik word, laat u naam geheilig word. Ek wil vir u sê, wanneer die soem van God die tempel gaan begin vul,
wanneer die manifestasies van God se heerlikheid in ons midde gaan plaasvind, gaan ons 'n ervaring hê wat ek en jy nie sal kan oorvertel en sal kan beskryf nie. En ek is bevrees van ons sal dalk bang word wanneer dit gebeur, omdat ons nie regtig gereed is vir wanneer God se soom in sy manifestasie in die heerlikheid die tempel kom vul, wanneer ons saamkom en die Gees van God beweeg en die Heilige Gees begin mense aanraak en begin in mense se lewens te werk en begin verandering te bring en alles wat die Heilige Gees in ons midde wil kom doen. Daardie manifestasies van God se heerlikheid verryk en vervul die tempel van God met sy spesiale teenwoordigheid. Bo kan die troon sien Jesaja serafs met 'n brandende vuur in hulle om heeltyd die glorie van God te besing. En hulle lied dit net een refrein: Heilig, heilig, heilig is die Here van die heerskare. Mag ons daardie brandende begeerte ontdek in hierdie tyd waarin ons lewe. Mag ons daardie brandende begeerte ontwikkel en mag dit deel word van ons lewens om voortdurend uit te roep en te sê: laat U naam geheilig word in my lewe. Laat U naam geheilig word in my optrede. Laat U naam geheilig word wanneer ek my hand op iemand gaan lê om vir hom te bid. Laat U naam geheilig word, Here, wanneer ek met iemand praat oor U. Laat U naam geheilig word wanneer ek iemand moed wil inpraat. Laat U naam geheilig word wanneer ek iemand wat U nie ken nie ontmoet en ek met hom praat. Here, dat daar 'n vuur in my binneste brand, sodat ek kan ervaar en kan uitroep my hele lewe en my hele wese kan uitroep: heilig, heilig, heilig is die Here van die heerskare. Die deurkosyne het gebewe vanweer die geluid van hulle geroep, want daar is 'n ernstigheid by die serafs oor die heiligheid van God. En ek het skielik gedink aan die jare terug, toe ons tot bekering gekom het. Ons is nou nie allemaal so, maar die heiligheid van God meer aandag geniet. En na die tyd, as wat dit vandag geniet, is of die wêreld self dit begin afmaak en daar nie meer soveel gemaak word van die heiligheid van God. God functioneer in heiligheid. Hy woon nie in heiligheid. Hy functioneer in heiligheid. Want in hom is daar geen sonde nie. Hebreërs 7 vers 26 sê vir ons: want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Hoe dit die hoëpriester? Hebreërs skryf dit sommer net so in 'n sinnetjie met 'n paar woorde. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaar is en wat hoër as die hemele geword het. Wat 'n kosbare God aanbid ek en u nie vanmôre nie. Weet jy, dis een rede hoekom ek en u vandag kan verklaar: hy is die onfeilbare God, is omdat hy in heiligheid functioneer. Dit maak hom absoluut onfeilbaar. En om sy heiligheid te ontken vandag, is om alles waarop ons saligheid rus te ontken. As ons nie die heiligheid van God kan erken nie,
kan ons ook nie eens ons eie saligheid erken nie, en dit kom sterk oor, en dit klink miskien sterk, maar Jesaja kom onmiddellik onder die besef van sy eie onreinheid en sy eie minderwaardigheid en kleinheid as mens, toe hy net 'n visioen van die heiligheid van God kry, en hy skree uit en roep uit, ek is 'n mens onrein van dit op. En in daardie uitroep en erkenning dat God heilig is, word Jesaja gered. En nou die gedeelte, engel, die oog van die altaar aangeneem, en sy lippe aangeraak, en vir hom gesê, jou sonde is vergewe, dis versoen, dis die mooiste woorde, wat enige mens in hierdie lewe kan hoor, en ek en jy het gehoor, aan 'n kruishout op Golgotha, jou sonde is vergewe, dis versoen, en wanneer ons dan bid, en sê, Here, laat U naam geheilig word, dan vra ons en bid ons eintlik, dat dit in aksie sal kom. En wanneer die heilige naam van God in aksie kom, wil ek vir u sê, gebeur daar dinge, my broer en suster. En dis die klein dinge wat gebeur, wanneer die heilige God in aksie kom. Die oomblik wat God in aksie kom, gebeur groot dinge, sonde word vergewe. Jy word vrygespreek van al jou oortredinge. Jy word vrygemaak van die verkeerde dinge wat jy in die dae van jou lewe gedoen het. Jy word regverdig gemaak. Jy word in die regte verhouding met God geplaas. Jy word 'n kind van God en jy begin leef in sy heiligheid. En so kan ek aangaan en 'n lys van dinge begin opnoem wat gebeur wanneer God met sy heiligheid in aksie kom en ons lewens kom verander. En die dinge kom verander waarmee ek en u te doen het. Al daardie goed wat geen sielkundige op hierdie aarde kan doen, wat vanuit die aardse funksioneer, kom God. En hy kom doen dit wanneer sy heiligheid in beweging kom. Waar's nie 'n sielkundige op aarde of 'n 5-punt plan of 'n stap vir stap verduidelik my en jou om vryspreek van ons sonde en ons regverdig kom maak. Dan verstaan ek hoekom 'n lieddigter die woorde neerskryf en sê, I'll never know how much it cost to see my sins upon that cross. Dis aanheerlik. Die heiligheid van God se naam. Die grootste wat gebeur wanneer dit in aksie kom, is sonde word vergewe. En wanneer dit met ons gebeur, is dit verseker die grootste ding wat in ons lewe kan gebeur. Ek hoor die woorde van die seraf en dit is vir my sulke mooi woorde. Jou skuld is weg en jou sonde is versoen. U sien, God laat hom geld teen dit wat sy heiligheid nie kan verdra nie. En dit word getref. Die mens en die wêreld word getref, omdat God se heiligheid nie sonde kan verdra nie. In erkenning teenoor dit word die mens vergewe. Sommer net vergewe. Kan jy dit inneem vanmôre? Maar wanneer die mens dit nie kan erken nie en onverskillig daaroor staan, word dit gestraf, want God kan nie die sonde ongestraf laat nie. Sommer net in die erkenning
Laat u naam geheilig word. Voordat ek ooit geskryf, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. En daardie oomblikke is alle straf wat op ons moes neerkom van ons af weggeneem en word ons nie gestraf nie. In heiligheid kom bewys God sy groot genade aan hierdie wêreld. Sy regverdigheid en sy liefde bewys dat hy 'n vergewende God is. En sy liefde en sy regverdigheid is nooit in 'n tweestryd met mekaar nie. Want sy goeie dade is een dag van verlossing en redding en vrymaking en herstel en ons uitlig uit 'n sondige omstandighede en 'n moeilike oomblikke en alles wat ons weggeneem het om van hom af en ons weg probeer kry vandag nog van hom af. Sy toorn teen die sonde en die mooi luisterende, sy toorn teen die sonde. As ons dit kan snap en verstaan ons om God sonde nie ongestraf kan laat. Maar sy toorn teen die sonde was so groot en ernstig dat hy eerder sy eie geliefde gestuur met die smarte van 'n kruisdood as om die sonde ongestraf te laat. God kon nie sommer maar net aan sy rug op te draai vanweë sy heiligheid. En dan doen hy iets wat ons nooit sou verwag. Hy stuur sy seun, sy geliefde seun. Wat beteken dit vir ons? En ek kan verseker vir u vanmôre 'n ellelang lys voorhou van wat dit vir ons beteken dat God in sy heiligheid sonde nie ongestraf kan laat nie. Maar kom ek vat sommer net Paulus se skrywe in 2 Timoteus 2 vers 19 en ons vat dit saam in hierdie oggend. Paulus sê daar die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. God het 'n onbeweegbare fundament gelê. Niemand en niks kan dit skuif nie en geen wêreldse ideologie kan dit verander nie. Daarom is dit daar om mense soos ek en u binne God se plan in te trek en ons onveranderlik te bewaar. Die Here ken ons soos ons is. Ten opsigte van sy heilige naam het ons 'n verantwoordelikheid, geliefdes, om nie net in gebed te kom staan en te sê Onse Vader wat in die hemel is, en te sê laat u naam geheilig word. Nie, ons het 'n verantwoordelikheid om te kan lewe soos iemand wat God se naam heilig laat word. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit uit te lewe. Wanneer ek my hande ophef in lofsang tot sy naam, gaan dit nie net oor die lofsang nie. Dit gaan oor hande wat God wil gebruik en waardeur hy wil werk. En daarom is dit nodig dat daar die hande afgesonder en geheilig sal wees, sodat wanneer ek dit op iemand lê, God se heiligheid in aksie sal kom en daar iets gebeur wanneer dit begin beweeg, dat daar genesing sal plaasvind, dat daar vrymaking sal plaasvind, dat daar gesondmaking sal plaasvind, dat daar 'n kennis sal kom van iemand wat nog nie verstaan hoe die Here in 'n mens se lewe werk en waaroor dit gaan nie. Wanneer ek my hande ophef, moet ek kan sê, Here,
Laat u naam geheilig word deur hierdie hande en wil u dit kom gebruik deur hierdie voete, wil u meneer dit kom werk en wil u gee dat dit wat ek in hierdie lewe op hierdie aarde doen, dat dit u naam geheilig sal laat en dat u kan werk deur ons. Ek wil 'n gebed doen vanmôre. En ek wil vra, as hier iemand is wat vanmôre wil kom en sê, Here, laat u naam geheilig word in en deur my. U voel ons moet net saam met u bid. Wil u nie sommer net vanaf hier na vore toe kom? Hier is vir my ernstige oomblik. Hier is vir my ernstige woord. En as daar iemand is wat vra, ek wil vanmôre kom en net kom opnuut afsonder. Vra, laat u naam geheilig word. Gebruik my hande en dit wat ek ook al vir u doen, dat daar iets sal gebeur. Gebruik my voete en dit wat ek ook al vir u doen, dat daar iets sal gebeur. Daar nog van die is wat nie by ons wil kom aansluit vanmôre. Hulle is uit na vore toe. Ek gaan dit nie lang uittrek nie, maar ek voel die Heilige Gees is hier. Ek voel die woordigheid van die Here vanmôre hier. En ek wil vir u bid en ek wil vra kom, Here, kom hoor hierdie gebed van laat u naam geheilig word vanmôre in dierbare harte en wil u kom aanraak. Here, terwyl daar nog iets is wat ek kom vorentoe, wil u kom in hierdie oomblik, Heilige Gees, terwyl ons hande ophef hiervoor en ons wil bid, Here, ek wil self hiervoor staan vanmôre en ek wil vra, kom Heilige Gees, wil u kom en laat u naam geheilig word in hierdie oomblik. Wil u hande kom aanraak, wil u lewens kom aanraak, Here. Hier voor u staan kinders van u wat al lang vir u werk, wat al lang vir u doen, maar wat begeerig is dat die vuur van die seerafdeling sal gewerk. En ons kom bid vanmôre, ons dra op alleen ons vra, wil u kom, Here, wil u Here kom aanraak in hierdie oomblik. Heilige Gees, wil u kom met 'n kosbare aanraking nou en deur hierdie hande kom vloei, Here, dat dit opgehef sal word tot heiliging van u naam vanmôre. Ons kom bid en vra, Here, raak die hande aan, raak die lewens aan, Here, dat hulle nog meer vir u sal doen, dat daar 'n vuur sal brand, 'n passie in hulle sal wees, Here, om werklik u aan te raak en werklik te beweeg as iemand in wie u geheiligde naam sigbaar sal wees en wat vir u sal werk in u kosbare naam. Bid ons dit en ons sê vir u dankie. Halleluja. Halleluja.
om te kan gee vir die werk. Gebruik dit, Here, tot eer van die naam. En ons dankie daarvoor. Amen. Ons so lied, omdat hy leef, because he lives, I can face whatever. Kom ons sê dit. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, no fear is gone. Because I know, yes I know the awesome future, and life is worth living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he all fear is gone. Because I know, yes I know the awesome future, and life is worth living just because he lives. And life is worth living just because he lives. Life is worth living just because Vanaf die afkondiging voorhou, op die stasie is ook, lekker warm kopje koffie, saam met vrienden daar, aandienst, ons aan die gang. Kom ons bezig om die evangelie van Lucas te bestudeer. So ons kyk uit om die woord aan 5 uur hier te sien, en dan wat ons gedenkmuur aanbetref, dan is nog tyd as daar nog iemand is wat 'n vorm wil ingee vir naamplaatjies om op die gedenkmuur te sit. Ons wag net dat die plaatjies gedruk word, dan gaan ek 'n datum gee vir die onthulling van die gedenkmuur. En dan net laastens, daar is nog nie inligting bekend oor Pieter se begrafenis nie. Hou maar net die week die gemeente WhatsApp groep dop, die lidmate groep. Sodra ek inligting ontvang, dan sal ek dit onmiddellik vir julle gee op die WhatsApp groep. Kom ons moet dit staan. Hemelse Vader, ons kom sê nou net dankie. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die besoeke aan ons wanneer ons so saam. Dat U dankie dat U in ons midde is en dat U heerlikheid ons kom verkoop en ons opbou. Wil U ons dan ook nou verder in hierdie dag seën, saam met ons gaan, saam met ons beweeg, oral waar ons gaan. En Here, laat ons U naam heilig, waar ons beweeg. Dit bid ons alles in U mooi naam. Amen.